Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, gaan ons moontlik 'n beerdkragvrye winter hê? Alles sê die nuus is goed. Maar hier is ook nou 'n storie wat ons al van tevore gehoor het en vir meer as 1 jaar, vir meer as 1 dekade dink ek. Maar wat die baas by Eskom sê is ja, die kans lyk goed vir 'n beerdkragvrye winter. So dit hang af van bepaalde faktore, soos altyd. Ja, ons gaan beerdkragvry wees indien dit en dit en dit gebeur. En ek dink dis daar waar Suid-Afrikaners se agterdog oor die hele stelsel so bietjie inkom. So wat hulle sê, daar's meer krag in die netwerk beskikbaar as verlede jaar hierdie tyd. Ons moet onthou, ons het reeds beerdkrag agter die rug gehad. So ja, ek weet nie, ons moet dit maar vat soos dit kom. Dis lekker koud nou buite. As dit reënerig is, jy weet, as bewolk is, dan ewe skielik werk almal se sonkrag nie soos dit moet nie, en dan skakel mense terug oor na die Eskom stelsel toe. Dit plaas weer druk op die netwerk, dan breek een ding of iets reën nat ergens. En dit is 'n kaartehuis wat in mekaar tuimel. Maar jy weet om nou nie onnodig negatief te wees nie. Eskom sê ja, die vooruitsig lyk goed. Geen beerdkrag nie en indien wel hoogstens 21 dae. Ek dink jy sê fases. Daarom nie 21 fases nie. 21 dae is baie. Ek wil nou net sê, jy het my nou gegooi vir die 21 dae. Byna 'n maand. Ja. So basies 'n kwart van die winter. Wel basies, as ons dan nou somme wil doen vir môre. En ek dink dit is waar Suid-Afrikaners amper so 'n bietjie moedeloos raak met Eskom. Die nuus is goed, maar 4 ure 'n dag ja. vir die winter. Nee, 4 ure 'n dag. Luister, ons is mense, ons leef in hoop. Dit is wat ons doen. Ons almal kan vir mekaar sê dit het beter gegaan die laaste ruk, né? Ja. So die krag was nie so baie af nie. Die laaste keer wat hulle die krag afgesit was nogal skielik geweest. So ons hoop dat dit nie nodig gaan wees nie. Maar Eskom sê dit lyk goed. Die probleme vroeër van jaar het hulle toegeskryf aan onder meer personeelprobleme. Wat ook vir my sleg is, want dit is iets wat 'n mens kan bestuur. Ek dink dis iets wat jy veronderstel is om te bestuur en ek dink dit is ook Eskom se geskiedenis van ontslae geraak van kundigheid, weet nie geluister wanneer iemand sê dit is wat gedoen moet word nie, dit is wat ons in plek moet kry. En nou betaal ons die prys daarvoor. Maar dit lyk daarom 'n valesse geleer is by Eskom. Personeel is iets wat jy moet bestuur. Jy weet dit jy kan dit tot 'n groot mate kan jy bestuur, werk met mense. Dis nie 'n olie wat ewe skielik ontplof uit 'n engine, jy weet waar jy eintlik nie beheer het. Maar jy daar het jy waarskynlik ook beheer nie. Man Christel, ek hou duim vas. Ek weet nie wat ek hier sê nie. Die nuus is goed en die nuus is sleg. Okay, dis iewers in die middel. Hou duim vas, ja. Ek hou duim vas dat ons 'n beerdkragvrye winter het. Ons glo in Eskom, dis hy. Ons doen ons. Dan Christel, die vrou wat Kelly Smith se huis, jy weet, verbrand het, afgebrand het, glo afgebrand het. Ja. Ja. Hier was eintlik so 'n bietjie nie 'n verrassing geweest nie. Toe ek gehoor het, was dit Sondag aand, weet dat haar huis aan die brand is amper mense het dit gesien kom. Ek dink die gemeenskap is baie kwaad. Wat vir my aangrypend is van hierdie storie, die hofsaak is nou amper afgehandel. Weet, ons is op die hond se sterk, die 3 betrokkenes is skuldig bevind. Hulle moet nou gefonnis word, maar hier is 'n gemeenskap wat agterbly om die stukke op te tel van wat hier gebeur het. En as mens kyk na die foto's in hierdie berig, dis hartseer stukke wat daar rond lê. Dit is 'n gemeenskap wat styer onder geweldige maatskaplike probleme, baie groot dwelmmisbruik. Onder andere een van die redes wat aangevoer word is hoekom hulle die huis hoekom die huis afgebrand is omdat mense daar ingebreek het. Almal het geweet Kelly Smith is nie by die huis nie en binne 'n dwelms gebruik het na bewering. Weet en mense soek nie daai goed in hulle gemeenskap nie. Maar jy weet my kindertjies speel voor hierdie huis. Ek dink gemeenskappe voel uitgelewer. As hulle nie self iets aan bepaalde probleme doen nie, gaan niemand iets daaraan doen nie. Een van die vrouens wat naby hierdie huis bly, Natasha Marman, sy het 'n gestremde kind na wie sy omsien. En sy sê, jy weet, haar kind is gestremd, sy sal nooit verkoop nie. En dit is eintlik vir my die kontras tussen twee
ma's, mense wat onder soortgelyke omstandighede in dieselfde omgewing die beste doen met wat voor hulle is. Partykeer dwaal iemand af. Maar dat hierdie 'n aangrypende blik is op die stukke wat gemeenskappe moet optel nadat so iets gebeur het is. So en tot vandag die kindertjies speel daar rond, niemand weet waar's Jocelyn Smith nie. Hulle weet sy's weg. Buurvrou sê die plek het 'n dranknes en dwelmnes geword, die huis. Ek weet nie as jy bure is van so 'n situasie, van so 'n plek langs jou met daai wat die storie wat daar rondom hang en mense wat dan soos sy sê dwelms en drank daar kom gebruik in die huis en in die dwars deur die nag te kere gaan. Jy weet, dan gaan 'n mens se moed op 'n stadium seker net maar opraak, jou geduld raak dalk op nie. Jy het nou lank genoeg mooi gevra. Wat wil jy moet ek nou nog doen? Ek sê nie dis reg nie. Niemand ek sê net maar dis die realiteite waarmee almal. Dis die realiteite waarmee almal gekonfronteer word op verskillende maniere, maar hier's 'n voorbeeld, ja. Ek dink dis 'n absolute magteloosheid van ek het nou regtig mooi gevra. En daar gebeur net eenvoudig niks verander nie. Nou niks verander as die plek afbrand, nê? Dit is so. Maar miskien kan jy dan nie daar binne dwelms en drank gebruik nie. Christel, dan 4 verdagtes is aangekeer in verband met die vermiste joernalis. Ja, hierdie kom nou al 2 maande aan en julle sal onthou oor die naweek was daar daar was 'n verklaring van die Nasionale Persklub gewees in die African Media Communicators Forum. Hulle het gesê, jy weet wat gebeur hier? Dit is nou 2 maande, ek dink 80 dae praat hulle van. Hierdie 2 groot mense en hulle voertuig het soos groot spelde verdwyn. Wat nou? Hulle het onder andere in die naweek gesê, weet in ander soortgelyke gevalle word daar taakspanne aangestel. Hoekom soek niemand na hierdie mense nie of hoekom lyk dit of niemand na hulle soek nie? So dit het groot prominensie gekry. Hulle het die naweek gevra die minister die nasionale polisiehoof moet ingryp en dit lyk amper vir my of hy ingegryp het en toe ewe skielik is daar wat hulle praat van mense van belang 1 2 3 4 mense van belang wat dit voel vir my amper oornag aangekeer is. My kommer hier is partykeer lyk dit asof weet ons sal hê dit met lyk asof ons iets doen en dan vis hulle saak eintlik so 'n bietjie uit. So iemand is aangekeer, so hulle gaan nou aangekla word van ontvoering en motorkaping en dan bykomende aanklagte soos huisroof en die besit van gesteelde eiendom sal waarskynlik bygevoeg word. Hierdie mense moet in die hof gaan verskyn en hulle moet verbind word aan hierdie 2 mense se verdwyning. Dit voel net vir my jy weet 80 dae lank het daar eintlik niks gebeur nie. Is dit toevallig dat die oomblik wat dit sê, jy weet hoekom gebeur daar niks word daar 4 mense aangekeer. Ek hoop die regte mense is aangekeer sodat daar antwoorde vir hierdie families kan wees. Ja. Weet ons verwys na Jocelyn, dis ook iemand wat tussen neus en ore verdwyn het, nooit gekry nie. Iemand daar kan moontlik gesê het waar sy heen is. Ja. In hierdie geval, iemand weet altyd, jy weet 2 groot mense in 'n voertuig wat verdwyn, iemand weet. Ons moet erns maak met hierdie goed. En die afgelope week was daar die storie met die offisiere of polisieoffisiere wat in die Henopsrivier die lijk gevind is en mense wat net wegraak in die area en ons mense weet nie waarheen of hoe nie. Ek was verstom Peer toe hulle begin om die liggame uit te bring en dit is maar hulle het 'n liggaam uitgebring maar dit het niks te of ek dink dit was al die tweede vrou gewees. Dus maar daar was nie 2 vrouens nie, daar was 2 vrouens. Dit was verkeerd om gewees. Wie is hierdie mens wat in die rivier beland het? Ja. En hoe weet niemand hy het verdwyn? 'n Kar het verdwyn, 'n mens het verdwyn. Dit stem 'n mens kommerwekkend as jy bly in 'n land waar die polisie nie vermoë het om sulke goed op te tel voor die tyd nie of om op te tel wanneer dit gebeur nie en wat hulle toevallig op ander liggame afkom en wat mense soos hierdie wegraak met hulle voertuig vir 80 dae en daar is tussen neus en ore is daar niks van hulle nie. Mense raak bekommerd. Mense raak bekommerd. Weet jy mense hoop as jy weet as ek en my man argument sal wat spoorloos verdwyn dat iemand dan 'n bietjie moeite doen om na ons te soek. Absoluut. Ja. Weet ons is iemand se mense, hierdie is iemand se mense. Ons moet beter doen. Dan moet ons ook verseker beter doen met ons renosters. Ons moet weet jy wat vir my nie lekker is. Dit sit vir my nie lekker aan hierdie storie nie. So hulle sê van Januarie tot Maart vanjaar is daar 103 renosters gestroop in Suid-Afrika. Nou wat die minister sê en miskien het dit nie miskien lees ek dit verkeerd. Wat hy sê dit is naby aan die gemiddeld van verlede jaar. Nee meneer, jy weet solank ons by die gemiddeld is ons okay.
Dit is dit waarna ons mik. Ons is dan net gemiddeld dieselfde sleg, met ander woorde. So ons is gemiddeld dieselfde sleg. Daar word gemiddeld 35 renosters. Sjoe. Dit kan mos nie wees nie. Per maand? Ja, dit is wat in 103 dan in die 3 maande en dan 35 per maand. Weet om te sê dit is gemiddeld is eenvoudig nie vir my goed genoeg nie. Nou wat hulle sê is verlede jaar was daar minder gewees. So miskien is dit 'n neiging wat gaan voortduur. 'n Mens kan net hoop. Wat hulle toeskryf aan die onthoring van renosters in KwaZulu-Natal. So daar is ingrypings wat werk. Hulle sê daar's provinsies waar daar glad nie renosterstropery was nie. Die Wes-Kaap byvoorbeeld is een van hulle. Nou ek weet nie hoeveel renosters in die Wes-Kaap rondloop nie. Daar is duidelik renosters, maar ek dink nie dis regtig waar die brandpunte is nie. Dit voel vir my ons moet meer doen as om te sê dis dieselfde as verlede jaar. Ek dink veral as ons kyk na die beskerming van 'n spesies, dan kan ons net gaan okay, maar goed is okay, want ons doen dieselfde as verlede jaar nie. Ons moet beter doen as verlede jaar. Ons moet beter doen as ons moet tog lesse leer uit verlede jaar wat as onthoring in een plek gewerk het, jy weet, dan moet ons onthoring dalk op 'n ander plek werk. Ons moet poste vul van veldwagters. Daar's plekke waar daar's hordes vakante poste. Die oppositiepartye hulle word woedend daaroor. Heininge moet in stand gehou word. Mense moet aangestel word. Ons kan nie net doen wat ons verlede jaar gedoen het nie. Ons sit nou weer met die situasie wat ons in die vorige berig ook gehad het. Mense wat op hulle hande sit oënskynlik. Ons sê nie hulle doen nie, maar dit lyk so. Ja, baie keer lyk dit so. Of is dit magteloosheid? Is dit rigtingloosheid? Waar gaan 'n mens die antwoord vind? Ek bedoel, as jy nie die antwoord het, jy moet iemand gaan vra wat dit dalk het. Dalk, want 65 van hierdie amper 100 renosters is in sandparke. Is in sandparke uitgehaal. Nou sit 'n mens en wonder, maar hulle het tog al die kennis, hulle het tog sekerlik, ek bedoel, die private instansies moet hulle eie geld gebruik vir die bewaring van renosters. Hier is sandparke, 'n groot organisasie. Is daar befondsing? Is daar kennis? Is daar genoeg kennis? Ons weet daar's mense wat hulle lewens waag elke dag by sandparke om renosters te beskerm. Waar kan 'n mens hulle ondersteun? Hoe ondersteun 'n mens hulle beter? Jy's heeltemal reg. Jy moet ek kan nie vir die syfers uit my kop uit sê nie, maar ek vermoed sandparke besit dalk van die meeste renosters. So as jy proporsioneel kyk, gaan dit dalk sin maak dat hulle die meeste renosters sou verloor. Maar aan die ander kant sê jy presies dieselfde ding. Jy weet dis ons sin. Dis die mense van Suid-Afrika. Dit is nie in privaat besit nie. Daai mense wat dit in privaat besit doen dit ook nie vir hulle eie gesondheid nie. Hulle doen dit soos jy sê om 'n spesies vir almal te bewaar. Jy bewaar nie 'n renoster vir jouself nie. Jy kan dit nie in 'n silo doen nie. Maar ons moet beter doen. Christel, ons is eintlik uit 30 sekondes. Hoeveel vliegtye besit die boere? Dit is ongelooflik. Dis Nampo volgende week en dis daar waar mense kan sien presies hoe ons boere tegnologie omarm. Hulle gebruik dit. So, hulle sê by tye is Nampo se vliegveld besigger as OR Tambo. Ja, so hulle praat van 23 vliegtye per uur by OR Tambo. In 'n stadium was daar 70 verlede jaar by Nampo wat per uur geland het. Van my vriende wat soontoe gevlieg het gesidder te sien hoe dit gebeur. Jy staan maar by die boere kom sommer hier onderdeur. Reguit in. Maar vliegtye is nie so duur nie. Ek het nou gekyk, 'n sling nou R3 miljoen. Dis nie regtig wat ek gesien kom het nie. So dis die boere kan maar nog. Die boere maak slim somme en hulle met al die tegnologie gebruik wat vir hulle beskikbaar is. Ja. Dis veilig vlieg. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Christel Cornelis en bly geskakel net en nou gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.